Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons Matteus 22 vers 1 tot 14. En hier vertel Jesus 'n gelykenis van die bruilof van die koning se seun. En hier is hierdie gelykenis tekenend van God die Vader wat ons uitnooi na die bruilofmaaltyd van Jesus Christus ons Here. En hierdie is 'n ernstige deel wat ons vandag lees. Ons almal ken dit. Verse 1 tot 10 sien ons God se uitnodiging is vir almal. En ek haal die volgende stukkie uit die Bybel in praktyk aan. In die Joodse kultuur van die 1ste eeu het mense 2 uitnodigings na 'n groot geleentheid ontvang. In die eerste uitnodiging is die gaste uitgenooi om dit by te woon, en in die tweede uitnodiging is aangekondig dat alles gereed is. Hier nooi die koning God die gaste 3 keer uit en elke keer verwerp hulle sy uitnodiging. Einde van die aanhaling. Die koning hier wat God verteenwoordig nooi alle mense na die bruilofsmaal van sy seun wat Jesus Christus is uit. God wil hê dat ons in alle ewigheid saam met hom moet wees en nooi ons weer en weer uit. Hierdie uitnodiging is aan alle mense. Ons sien dit in 1 Timoteus 2 vers 3 tot 6, want dit is goed en aanneemlik in die oë van God ons verlosser, dat mense in alle plekke gered word en tot kennis van die waarheid kom, want daar is een God en daar is ook een middelaar tussen God en die mense, naamlik die mens Jesus Christus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Het jy al sy uitnodiging aanvaar? Ek moet vir jou ook sê, kyk na verse 5 tot 7, dat God ons in sy geregtigheid en oordeel sal straf, indien ons sy uitnodiging verwerp. Ek smeek jou, moenie sy uitnodiging vandag minag nie. In verse 11 tot 12 sien ons ook 'n interessante deel, dat daar 'n man gekom het in kleredrag wat nie geskik was vir 'n bruilof nie. En die koning vra vir hom, waarom het jy nie bruilofsklere aan nie, en laat hom dan uitgooi in die tronk, dat hy gestraf word. En ek neem hier uit dat dit vir ons wys dat ons nie net moet antwoord op God se oproep, op sy uitnodiging nie, maar ons moet ook in die regte geestelike plek wees, in heiligheid, om hom te dien. God verwag dat ons doelbewus kies om sy genade te aanvaar, en dan ons lewens daarvolgens te rig, tot sy eer en sy verheerliking. Dit laat my dink aan Hebreërs 12 vers 14, wat ons herinner, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Streef ek en jy na 'n lewe in vrede met alle medemense? Streef ek en jy na heiligmaking, soos gelei word deur God se woord? Matteus 12 vers 14 is ook 'n baie ernstige waarskuwing, dat ons nie net die uitnodiging van God ontvang nie, maar dat ons in die regte gees en met die regte voorbereiding na hom toe kom. Baie sal genooi word, maar diegene wat opreg en bereid is om vir God te leef, sal die werklike keuse wees wat deelneem aan sy koninkryk. Onthou Efesiërs 1 vers 4, net soos hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitverkies het, om heilig en onberispelik voor hom te wees in liefde. Weereens wil ek jou vra, ons almal is genooi, ons almal is geroep om in Jesus Christus herstel te word in ons verhouding met God die Vader. Het ons die uitnodiging aanvaar? En as die antwoord ja is, leef ek en jy dan nou heilig onder leiding van die Heilige Gees? Groei ons van krag tot krag in Jesus Christus? Ek bid dat ek en jy God sal toelaat om die goeie werk wat hy in ons begin het, te voleindig tot die dag wat ons Here Jesus Christus ons kom haal. Groete en seënwense vir jou.